Prys die Here, halleluja. Glory, glory. Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstaan. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam. Prys die Here. God, u alleen verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy dit sien. Amen. Die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam. Kom sing saam, kom net saam. Prys die Here. Die lig in my nag, die vrede in my dag, skaamte hou my nie vas. Hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam. God, u alleen verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy dit sien. Halleluja. Die Here is goed, altyd goed. Prys die Here. Hy roep jou naam. Kom sing saam. Amen. Net u kan my lei, u gee hoop wanneer ek deur die donker loop. Prys die Here. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam. Amen. God, u alleen verdien die eer. Die Here is goed, goed. Prys die Here. Maak vandag die dag wat jy dit sien. Prys die Here. Die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam. Kom sing saam. Kom aan die Here groot, kom verhef sy naam. God, u alleen verdien die eer. Prys die Here, halleluja, amen en amen en nogmals amen. Prys die Here. Louisa, goeienaand, goed en jy welkom. Jy vanaand, jy sê die klank is 100% so, prys die Here. Antie Yvonne, daar's jy ook op. Goeienaand, goed en jy welkom. Jy vanaand hier so by kom saam vol vryvoet deel van die program. Prys die Here. Antie Isabella. Ja, pragtig, dit is jy. Kom jy vanaand hier so by kom saam vol vryvoet deel van die program. Prys die Here, ons gaan lekker getuig. Julle gaan lekker sit en luister. Ek weet die uur vlieg dan baie vinnig verby, maar dit gaan inspirerend wees. So ja, kom ons sê net dankie vir die Here. Here Vader, ons sê vandag dankie Here dat ek weer vir my broers, my susters, my vriende, Here, ek net met hulle kan deel my getuienis. Here, die getuienis wat u vir my gegee het, Here, waar u hand gewerk het, u werke gewerk het, en waar u my losgemaak het, en hoe u my gedra het, Here. Here, laat dit vir hulle opbouend sal wees, inspirerend sal wees, Here, sal stig en sal help in hulle lewe elke dag. Here, laat hulle hier uit hierdie getuienis, ek sal leer, ek sal ontvang. En Here, ons vra dat hierdie getuienis wyd en suid sal gaan, oos en wes, Here Vader, en ons bid, Here, dat dit by die regte persone se ore moet uitkom waar dit moet hoor. Here, dankie dat ons dit op
Facebook kan sit, ons kan dit op WhatsApp sit en ons kan dit op YouTube sit. Here, ons prys U daarvoor in Jesus naam. Here, word verheerlik deur hierdie getuienis, dat U net al die eer sal kry in Jesus naam. Dankie, Here. En dit deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Halleluja. Amen. Gaan hierdie song speel. Prys die Here. Prys die Here. Ek het geloop deur donker nagte alleen. Ja, Here. My hart vol vrae, my siel so seer. Prys die Here. Ek het geskree, maar niemand hoor nie. Prys die Here. Toe fluister U, ek is hier. Ek was gebreek sonder rigting, sonder lig. Amen. My pad was koud, Amen. en ek my hoop verloor. Prys die Here. Elke tree het net swaarder geword. Halleluja. tot ek hiernaam in stilte hoor. Toe val ek neer met trane Op my hande. Prys die Here. en daar ontmoet ek U genade. Amen. Hy dra my deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. O Here. Hy hou my My vas, vas. al voel ek so alleen. Amen. Hy's my krag, wanneer Ek nie meer kan nie. Prys die Here. Hy dra my my deur, Hy dra my deur. Ek sien nou lig, waar daar eens net donker was. Die liefde breek deur elke muur in my. Prys die Here. Ek voel weer hoop, ek kan weer Amen. asemhaal, want U het my nooit laat gaan nie. Selfs in die nag, Prys die Here. waar vrees my omring, Halleluja. is U stem wat vrede Here bring. Halleluja. Prys die Here. Hy dra my deur elke storm en pyn. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Prys die Here. Hy hou my vas, al voel ek so alleen. Amen. Hy's my krag, wanneer Ek nie meer kan nie. U het my gevind, toe ek verlore was. U het my geroep, en my naam gefluister sag. O Here. Nou weet ek's nooit weer
alleen nie. Amen. Die loop saam tot die einde van my pad. Amen. Hy dra my deur elke storm en pyn. Prys die Here. As ek val, dan staan hy langs my weer regop en rein. Prys die Here. Hy Hou my vas. al voel ek so Alleen. Prys die Here. Hy's my krag wanneer Ek nie meer kan nie. Prys die Here. hy Dra my deur. Hy dra my deur. Ek is Nie meer alleen nie. Amen. Hy Dra my deur. deur. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Goeienaand Eddie, goed en jy welkom. Jy vanaand hier by Kom Saam Vol Vrywoord deel van die program. Goeienaand Kotie, goed en jy welkom. Jy ook vanaand hier so by Kom Saam Vol deel van die program. Prys die Here. Hierdie song wat ek nou net gespeel het, hoe de mekaar ek was en hoe verlore ek was, hoe ek in die donkerte en waar die lied sê, hy het my deurgedra. Pas so by die getuienis wat ek nou moet bring. Ek weet nie of ek by die stuk gaan uitkom nie, maar as ek daai lied speel, dan hoor ek my getuienis. Ek sien hoe ek gehuil het, hoe ek alleen was en hoe ek hoop verloor het. En mense, dit is 'n werklikheid. Kom ons sê net vir die mense op WhatsApp ook. Goeienaand mense, welkom julle vanaand hier by Kom Saam Vol Vrywoord deel van die program. Hier is die getuienis van Dewald Aller, so voel vry. Ja, prys die Here en ons gaan nou begin getuig. Laasweek het ek begin het ek getuig van die geld wat ons ontvang het en toe het ek ons nou Pick n Pay toe geloop. Nou ja, ek gaan net so 'n stukkie net laat ons net 'n bietjie weer kan opvang waar ons laasweek opgehou, net so 'n paragraaf terug. En in die woord is daar 'n woord wat sê in 1 Samuel 12 vers 1 Samuel 7 vers 12, ekskuus, wat sê Ebenezer. Nou Ebenezer, as dit vertaal word, beteken dit tot hiertoe het God ons gelei. En dit is nou tot hiertoe waar die Here ook ons gelei het. Selfs vandag sê ek nog steeds vir die Here Ebenezer. En nou op daai stadium was dit in Kloorkop gewees en nou is ons nou ek die geld gaan trek daai oggend. Ek het geloop Pick n Pay toe. Ek het die gelde getrek en toe ek dit nou alles uitgetrek het, eerste wat ek doen, ek kon alles trek en eerste wat ek doen is ek haal toe net die 10de eerste uit. Heel eerste. En toe kon ek die huishuur uithaal. Die volle bedrag was daar gewees, tot op die sent toe. Toe kon ek ook die waterligte se geld uithaal, een kant sit. Dit was alles volledig gewees. En toe is daar nog 'n paar sente oor, nog 'n paar rand oor. Ek sal nie sê sente nie, 'n paar rande oor gewees en ek kon nog goedjies gaan koop het wat ons nodig het. Van die goed kon ek nie koop nie want daar was nie genoeg geld nie. So ek het laasweek ook gesê ek haal nie uit die 10de uit nie. Al kom ek short, haal ek dit nie uit nie. Want God se 10de moet volledig wees. Want ek kan enige tyd na die Here toe terugstap en ek kan sê Here, ek kort en dan weet ek God gaan weer voorsien. God gaan 'n plan vir my maak. Prys die Here, hy doen dit nog steeds vandag toe nog. Ja, en so kan ek toe 'n paar goedjies koop. Van die lysies het ek gekyk wat die mees belangrikste is en ek kon die meeste van die goed gekry het, okay? En toe ek nou die goed alles betaal het en van die goed in 'n sak ingesit het in die rugsak wat ek saamgebring het, toe sien ek, okay, die sak, laat daar sak aardappels gaan wees en laat daar, julle ken almal Long Life, milk,
Dis nou vir die Afrikaanse mense melk wat lang lewe. Hulle sê dit lewe lank. Vir my is hy dood. Hy kan nie lewe nie want daar's geen lewe in die melk nie, maar is long life milk. So ja, koop toe 'n pak van 6. En so ja, nou weet ek toe ek dit nou klaar betaal het, ek sit nou met 'n keuse, want toe ek nou die klein geld dophou, toe sien ek daar is net R15 oor. Nou ja, toe ek nou uitloop uit Pick n Pay, toe besef ek, okay, die huis is tussen 10 na 15 kilometers ver, terug Kloorkop toe. Ek sal nou 'n keuse moet doen. Wat gaan ek doen? En dit is baie belangrik. Ek het baie agterna, het ek met die Here gepraat en baie keer en dan was die Here net stil tot hy eendag vir my gesê het, hy hou my dop. Hy kyk wat doen ek. Of ek ook omgee vir ander. Dis miskien nie baie nie, maar dit wat ek gedoen het, die keuse wat ek moet maak, ek het R15 oor, ek het 2 keuses. Ek kan uitloop uit die Pick n Pay sentrum uit, ek kan buite in die hoofpad gaan staan en 'n taxi kry. Almal weet wat 'n taxi, dis hier minibus taxi's wat poep, waar jy wat so indruk voor almal. Ek kan een van hulle kry en wat my vat tot by die Ellendale pad. Of ek moet die keuse maak om terug te loop. En dan het ek nog steeds die R15 en dan weet ek kan nog 'n brood ook gaan koop. So die ding is, wat gaan my keuse wees? Gaan dit my eie belange wees? Gaan dit my begeerte wees of wat gaan ek maak? Om 'n rede, op daai stadium soos vandag ook, is ek en Louisa by mekaar, op daai stadium was dit ek en Annetjie en haar maat ook nog by ons gebly. Moes ek die keuse maak om te sê, okay, ek sal eers vir my huis sorg. So my belange sit ek agter, ek gaan die keuse maak om terug te loop. So dit is waar ek verlede week toe opgehou het, waar ek gesê het, okay, ek het nou die keuse gemaak, ek gaan huis toe loop, en 'n mens sal dink, okay, die keuse wat 'n mens dan sou maak, is uit jouself uit. Nee, God verplig jou nie, maar wat die Here doen is, hy kyk, wat is jou, nou moet jy mooi luister wat ek sê, wat doen ek? En wat nou hierby gaan pas, is my, die Engelse woord sê dit mooier, hy sê dit, jou attitude. Hoe gaan jou attitude wees? Hoe gaan jou gedrag wees? Ga jy nou dikbek wees? Ga jy nou opgeblaas wees? Om die pad lank is, jy moet die dinge dra, hoe gaan dit wees? En wat gaan jy maak op pad huis toe? En dit is wat vir die Here baie belangrik is hierdie klein dingetjies. Vir jou gaan dit niks wees nie, vir my gaan dit niks wees nie, maar vir die Here is dit iets besonders. Hoekom? Want daardeur toets hy jou. Hy toets jou geloof, hy toets jou uithou vermoë, hy toets jou om te sien, wat is jou keuse? En soos wat ek nou hier gedoen het, is om te sê, Here, okay, ek sal huis toe loop. Ek gaan die keuse maak. Ek sien dit is swaar, ek waardeer dat U ons geseën het met ons huis hier, met water en ligte, wat ek kos kon gekoop het, en dat ons selfs ons 10de aan U kan betaal. En nou gaan ek nie aan myself dink nie, en ek gaan dit nou doen is, en van hier af moes ek geleer het. Elke keer wanneer ek die keuse gemaak het, was dit vir my 'n besonderse tyd gewees. Okay, ek kyk gou wat van die goedjies is, die swaar goedjies wat ek gekoop het. Ek sien daar's op daai stadium was daar nog 10 kg sakke aartappels. Ek weet nie meer of jy dit kry nie. Ek weet vandag kry jy 7 kg, maar op daai stadium was daar nog 10 kg. Ek onthou dit. En dan soos ek gesê het, die boks long life milk. En die ander goed het ek nou alles in die rugsak gesit en soos die suiker en
Ja, wat was al? Daar was al vleise gewees, wors en mints en daai goed, spaghetti, seepies, toiletpapier en daai goed. Ek het 'n rugsak gehad wat ek elke dag gebruik het hoek toe, waarin ek Bybels. Dis een van hierdie bergklimmer rugsakke. So hy's taamlik groot. So ek kon alles in dit inpak. Maar die aartappels kan ek nie daaraan sit nie en die melk kan ek nie daaraan sit nie, is te swaar. So wat ek nou sal doen is, ek sal vir die Here sê, okay, ek is bereid om die aartappels te dra en ek is bereid om die melk te dra en die rugsak op my. En hierdie is nou my attitude. En hoe my attitude lyk, is nie soos wat julle sê, as julle na 'n mens sou kyk en sal sê, luister, ek sê hy's vriendelik of iets nie. Nee, die attitude kom van jou hart af. Jy moet hoor wat ek sê. Die attitude kom van jou hart af, nie van jou gesig af nie. Want jy kan ander blaf, jy kan God nie blaf nie. So, die attitude kom van jou hart af. En, so ja, en ek sê vir die Here, ek is bereid om te loop. Maar, as ek gaan loop, kan ek nie bekostig om te gaan brom soos 'n brommer en mou nie hele pad nie en complain en ja, die pad is te lank en al daai goed. Ek kan nie in dit en nie. Die Here soek nie daai dinge nie. Hy het my R15 gegee. Die keuse was my keuse gewees, nie sy keuse nie. Hy wil nou kyk wat doen ek. So die Here het nie my gesê om te loop nie. Maar en as jy ongelukkig is, moet jy nou al weet dat die Here vorentoe jou nie weer sal help nie. Oor jou gedrag, oor jou attitude, oor jou dinge wat uit die hart uitkom. Want dit moes andersom gewees het. Dit moes waardering gewees het, vrede gewees het, blydskap gewees het en te sê, Here, dankie vir die geleentheid dat ek sal loop. Dankie. En so ja, so het ek die goedjies nou so op my rug gesit en die aartappels hier so op my skouer gesit. Die melk het ek so gedra in my hand. Ek het net die hande geruil van tyd tot tyd. Partykeer het ek die sak aartappels net gesit, laat hy homself balanseer, want ek maar die hande gebruik om die melk oor en weer. Jy weet mos ou se hande word lam. En so het ek gedra. En dan het ek hom in die een hand en dan het ek in die ander hand. So ja, julle ken die storie. So, maar nou wys ek vir die Here dat dit my keuse is. Hoekom? Wat doen ek nou? Nou doen ek presies, ek sien Eddie doen dit ook. Hy loop daar in sy area om die blok. So, nou wat ek doen is, ek maak dit nou dat ek tyd het met die Here. En dit is nou vir my wat kosbaar is. Iets wat spesiaal is. Nou kan ek die tyd gebruik om te jubel, te juig, te sing, so hard soos wat ek wil. Wie gaan my stop? Wie gaan my stil maak? Ek kan sing, ek kan jubel, ek kan dans voor die Here, ek kan huppel in my stap, ek kan draai, ek kan omdraai, ek kan die kant toe loop, ek kan daai kant toe, ek kan oor die pad loop, terugloop, en ek kan 'n lekker tyd met die Here hê, en dit is wat spesiaal is. Tot vandag toe, vanmiddag toe ek nou hieroor gaan, toe sê ek, Here, ek verlang eintlik na my tyd. Ek het baie tyd met die Here, maar hierdie was 'n kosbare tyd, wat ek met die Here het, as ek dan huis toe stap. Want, as ek uit woorde uit die hart klip, of dan begin ek bid, en as ek klaar gebid het, ek sien ek loop nog, dan sê ek, Here, maar nou kan ek met U praat, oor dinge wat my pla, dinge wat my hinder, dinge wat, verstaan, want net as dit nou, ek noem die tyd, me time, dan is dit me time met God. Ek praat met die Here luister, en dit is nie waar ek mou nie, dit is me time met God, en dan kan ek net jubel en juig en weer eens, net alles van my hart afkry, en net met hom praat, en dan op die einde dan sê ek, Here, ek wil net teen die bors lê, ek wil nie meer worry nie, ek wil net in die genade en liefde
en vrede wees. Dit is al. En dan, as jy jou oë uitvee, wat gebeur dan? Toe ek myself weer bymekaar kry en toe ek by die huis. Ek weet nie hoe ek daar gekom nie, ek weet ek het geloop, maar die pad het nie so lank gevoel nie. Die aardappels was nie eers so swaar nie, die melk was nie eers so swaar. Ek het eers lam geword, ek het eers gaan sit langs die pad nie, ek het net gebly loop. En die tyd wat ek bestee het, was nie verlore tyd nie. Soos ek gesê het, dit was me time met die Here Jesus. Ek en Jesus op my wandeling. Dis wat ek het noem, me time. En dit is wat lekker is daai me time, wanneer jy met die Here deel, wanneer jy stap. En toe ek in Kloorkop kom, toe sê ek maar, wow, hier is die winkels, hier is die dorp, of hier is hierdie klein plekkie hier voor my, ek sal nie sê dorp nie, maar hy het een winkel. En hier is die huis en ek is in Kloorkop, en wow, ek het 'n tyd saam met die Here gehad, en nou is ek hierso, en so. En dan moet 'n mens besef, as 'n mens daai tyd het met die Here, en jy dra so swaar, weet jy, die Here het selfs die gewig van die aardappels, die melk, die goed of alles wat in die rugsak was, soveel ligter gemaak. Weet jy, ek het dit nie regtig gevoel eers nie. Ek het hoeveel keer geloop al, wat ek geloop het, en nie een keer het ek ooit daai gewig gevoel nie. Eers wanneer ek die gewig gevoel is, wanneer ek by die huis gekom het. En ek het nie regtig die gewig gevoel langs die pad nie. En soos ek daar in Kloorkop, en ek loop in, nou so deur die veld, en dan kom ek by die huis uit, en ek sien hier's die kant van die huis, en ek loop om die huis, en daar is die voordeur gesluit. Nou ja, ons doen dit ook, as ek uitbeweeg, sluit ek hier so, selfs hier by waar Louisa agterbly alleen is, sê dat sy ons bang is nie, die Here gee vir ons wysheid en kennis om te sê, sluit. En so het ons ook ons huis gesluit daai kant. En, nou ja, en ek gaan sit op die trap, nou lê ek so agter en haal ek 'n rugsak af, en nou klop ek so aan die agterdeur, aan die voordeur, om te sê, luister ek is hier so, jy moet kom help. So ja, en dit was nie lank nie, toe was Annetjie gekom, sy my geld hier goed invat, ons sê dit in die kombuis gaan sit, ek nog net daar gesit, net nog so bietjie te chat met die Here, maar nie lank nie, en toe ek nou klaar is, staan ek op en ek loop in, en toe ons inloop, dis nie, hoor hier so, of kom ons gesels, of dit nie, nee, ons is kamer toe ons by die kamer kom, op ons knie, toe ons op ons knie is, toe begin ons bid, en eerste wat ons doen is, ons gee Here al die lof, al die eer, ons sê vir hom dankie, vir sy voorsiening, ek noem, dat ons elke sent vir die hier het, ek noem dit voor die Here in my gebed, ek haal die slipie uit, dat ek die waterligte betaal het, ek haal die gelde uit vir sy 10de, wat ek eenkant gesit het, en ek sê dankie Here, dat ek nog kosse gekoop het, en so bring ek alles, wat die Here vir ons gedoen het, uit dankbaarheid voor hom, en ek sê vir die Here, ons het die huis hier, totaal en al, elke sent, elke deel, daar is nie 'n sent kort op die huis hier, en daar is nie 'n sent kort op die waterligte nie. Die hele bedrag is gedek, en ek sê net vir die Here, ek kan net sê dankie, en ek haal die slip in die waterligte wat ek betaal het by Pick n Pay, want hy kon dit toe daai tyd betaal het, en yes, want ek besit die waterligte rekening saamgevat het. So ja, en wow, en weer eens, kan 'n mens dit weer in die gebed sê, dankie Here. Dan besef 'n mens, jou dankie is nie net 'n dankie nie, dit is dankie Here Jesus, vir die goedheid, vir u goedheid, u guns wat ons ontvang, deur groot genade. Dan besef, goeienaand Shirley, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry voor deel van hom. Dan besef 'n mens,
God se genade is ongelooflik vir ons. Is eintlik sy genade is amazing. Is amazing. Regtig. As ek vir jou sê, hoeveel keer het ek dit gesien in my lewe? Vandag het ek dit weer gesien. En Louisa kan net sê amen. God se genade is amazing. Jy weet, en dan kan 'n mens net sê, Here, ek is net mens, en ek is maar net voor U. Maar al wat ek kan doen, ek kan U niks gee nie, ek kan U niks, daar's niks wat ek U kan gee nie, want alles behoort aan U. Al wat ek kan doen, is net om te sê dankie. Dankie, U naam te prys, te loof, te eer en te verheer, en hulde aan U heilige naam te bring. Dit is al wat ek kan doen. En dan begin 'n mens se hart jubel, juig in die Here. Mense is dan so opgewonde oor die dankbaarheid wat jy aan die Here gee. Want hoekom gee ek vir die Here? Want ek en vandag is dit ek en Louisa, daai tyd was dit ek en Annetjie gewees. Ons hoef nie meer te worry oor die huis hier nie. Waar gaan ons die geld kry? Wie gaan ons help? Daai dinge was nie weer op ons nie. Die Here het daai swaar las self kom verwyder. Hy het ons las ligter gemaak. Die Here doen dit nog tot vandag toe nog. Ek sien dit. Ek kan skou dit. Louisa, jy kan ook sê amen. Ja, prys die Here. Sy kan dit ook sien. Want God is goed. Ek kan nie baie uitbrei daaroor nie, maar al wat ek vir julle kan sê, ja, die Here is baie, baie, baie goed en hy's altyd goed. Ons misjudge die Here. Ons dink partykeer die Here wil nie of die Here kan nie of die Here, dis nie die kwessie nie. Die kwessie is jou attitude van jou hart staan in die pad. So jy moet daai attitude eers reg kry. En as daai attitude in lyn met God is dit amazing. Daar gebeur wonders. Toe ons nou klaar gebid het, toe gaan sit ek so 'n bietjie buite en ek drink koffie en nou sit ek op die trap en nou praat ek met die Here, want terwyl ek gewag het vir die koffie, ek het al 'n gewoonte om baie met die Here te praat. En ek sê, Here, ek wil net my gesig, na die koppie koffie, ek gaan net my gesig was van die sweet, en dan gaan ek terug na my werk toe. Ek gaan terug hoek toe. Ja, jy weet, die tyd wat 'n mens het in die Here, is nie net, soos ek nou gesê het, verlore tyd nie. Ek glo nie daaraan nie. Die tyd wat ek in God het, die tyd wat ek in Jesus het, en sy Heilige Gees het, is my belegging. Ek gaan dit vir jou mooi nou stel, luister nou mooi wat ek sê. Ek belê dit in die Here. Hoekom? Want ek gaan rente kry die dag as ek hemel toe gaan. Halleluja, prys die Here mense. Halleluja. Want elke tree, elke dag saam met die Here is vir my, en selfs vandag nog, is opgeruimd, opwindend, vol vreugde, groot blydskap. Ek kan elke dag nog meer en meer uitsien om in die Here se teenwoordigheid te wees. Ek weet nie of julle, ek kan dit nie vir julle beskryf nie. Maar al wat ek vir julle kan sê, Eddie sal ook vir julle sê, ek is baie ingesteld in God se teenwoordigheid, om in die teenwoordigheid van die Here te wees, want as die Here se teenwoordigheid nie daar is nie, is ek omgekrap. Ek is sommer onmiddellik omgekrap, ek beleef dit. Hier waar ek nou hier sit, is God se teenwoordigheid, 100%. Ek kan dit voel hierso, ek kan dit beleef hierso. En soos ek ingestel op die teenwoordigheid van die Here, want ek wil daarin wandel elke dag. So ja,
En wat nog te sê, om vir hom te werk. Vir my is dit, wow, Here, wat 'n geleentheid. Dis nie almal wat die geleentheid het nie, dis nie almal wat die geleentheid kry nie. Ek het 'n voorreg om dit vir julle te sê, om vir die Here te werk, waar die Here myself gekies het, myself geleer het, myself gebring het, myself geonderrig het, en in hierdie tyd het hy my nog nooit teleurgestel nie. Hy het my nog nooit bed toe gestuur in 18 jaar, sonder kos nie. Elke belofte wat ons ontvang van hom, luister wat ek vir jou sê, luister nou wat ek vanaand vir jou leer, elke belofte wat ek het van hom, en elke uitdaging wat ons het, en wat ons aanskou, die omstandighede, die moeilikheid, wanneer dinge nie daar is nie, of dinge gebeur nie, dan weet ons, God gaan ons help. Dan weet ons, vandag is dit ek en Louisa, sy kan ook getuig, sy kan vir julle sê, wow, ons weet, God gaan ons help. Hoekom? Want hy het vir ons gesê in sy woord, hy is daar vir ons. Hy het nie gesê hy is teen ons nie. Hy het nie gesê, hy gaan ons los nie. Nooit nie. Dis nie die God wat ek dien nie. My God is nie 'n dooie God nie. Die God wat ek dien is lewendig. En ek weet hy's daar. Ek weet as ek bid. Die woord sê daar so in 1 Johannes 5 vers 14 en 14 en 15 wat vir jou sê ons het versekering dat die Here ons gebede verhoor. En op daai vers staan ek, laat al my gebede verhoor. Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, Vader, dankie dat ons gebede verhoor word. Ons weet U is daar. En dan weet ons, die Here is saam met ons. En as hy saam met ons is, dan sing hy ons deur elke dag. God maak sy eie woord waar. Hy bring dit in vervulling. Hoekom? Sodat ons kan leef. Om 'n rede, ek vir julle gesê het, en hier selfs aan hierdie 18 jaar, jy's 'n groot getuie is ook daarvan, die by ons was, het net teruggegaan na sy dogter toe, hulle vir my 'n woonstel gebou, dus kom hy weg is by ons, dis nie om ander redes nie. En nou Eddie kan ook sê, die inkomste van hierdie kerk is minimaal, en dit kan ons nie dra nie. God moet ons laat lewe. Die Here moet vir ons voorsorg, en hy hou ons aan die lewe. En so bring die Here ook van daai tyd af, dit in vervulling, dat hy ons aan die lewe hou. Hy die oorsprong is, hy die bron is, om ons aan die gang te hou. En mense, en dan kan 'n mens net besef, hoe werklik God, en hoe getrou hy is, aan sy woord, om dit te doen. Hy waak oor sy woord, en moenie dink as die Here gaan ons nie voorsien nie. Ek het deur baie beproewings gegaan, julle gaan ook luister, ek het deur baie dinge gegaan. Moenie dink die beroute is smooth nie. Kom en loop my pad. Die Here het my selfs getoets met die dood, man. So ja, hy het Louisa getoets met die dood. So, dis nie, kom en loop my skoene, dan praat ons 'n ander ding. Okay? En God waak oor sy woord, en dis wat hy my begin leer het hierso, laat hy die God is wat die sorg dra. En soos ek sê, hy die God is in ons lewe, en daar saam met ons is. En dit is wat baie belangrik is om te weet, dat die Here
'n werklikheid is. 'n werklikheid is. Dis nie net ons lees Bybel en ons glo nie. Dit is 'n werklike God wat ons dien. 'n God wat ons help met 'n uitgestrekte, ek kon nou nie op die woord kom nie, ek moes nou eers dink, met 'n uitgestrekte hand. Want hy sê in sy woord, hy sal sy volk lei met 'n uitgestrekte. Moenie dink daai tyd is verby nie. Die Bybel sê hy is dieselfde as gister, vandag en wat kom. Die Here het nog steeds daardie uitgestrekte arm wat hy uitstrek. Die Here God is goed. Die Here is goed. Prys die Here, ja, Eddie, prys die Here, ek sing dit. Okay? En so kom die Here deur, en as die Here so deurkom, kan ek eintlik God se goedheid nie aan julle beskryf nie. Dit is, ek probeer die Afrikaanse woord kry, die Engelse woord is overwhelmed, oorweldigend. Dit is te veel om van te praat, dit is groter as wat 'n mens ooit kan besef, dink, as God deurkom. As God vir jou dra, as God vir jou antwoord. Dit is bo-natuurlik hoe God dit doen. En jy weet, en dan kan ek net vir jou sê, dan voel 'n mens of jy God se oogappel is. Nie laat die Here, die Bybel sê hy is nie 'n aannemer van persoon nie, hy gaan nie net dit vir my doen nie, maar dit voel net so. Ek weet nie om dit te beskryf nie, ek probeer die regte woorde kry, maar lyk my ek val in my woorde, want dit is net, wow, hoe God deurkom, dit is wow, hoe getrou hy is, en hier is hy saam met ons. Ek het standaard 8, op daai stadium het ek nog nie eens gaan leer vir 'n pastoor of niks nie, op daai stadium is ek 'n nobody, en die Here het my gebring van die straat af, want ek werk op die straat, en vir die iets wat ek moes genoem het verlede week is, en ek het dit nie genoem nie, gemeentes en kerke is bang vir mense soos ek. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Hulle het reguit in my gesig vir my gesê, die dag toe ek vir hulle sê, ek werk vir die Here, toe sê hulle vir my, jy is 'n las vir die kerk. Hoekom het hulle dit gesê? Vandag weet ek, weet jy hoekom? Omdat hulle nie kan aanvaar, laat God mense kan roep nie. Hulle kan nie aanvaar, laat die Here mense, 'n nobody kan uithaal, en dan te laat doen wat hy wil hê hulle moet doen nie. Hulle kan dit nie aanvaar nie. Ons is vir 'n kerk, vir 'n gemeente. Dis hoekom ek op my eie is. Ek is nie saam met 'n gemeente nie. Ons is nie saam met die AGS of PPK of niemand nie. Ek het niks teen hulle nie, maar nie verkeerd verstaan nie. Ek sê net ons is nie saam met hulle nie. Ons is heel op ons eie. Hierdie kerk is deur God gestig. Hy's deur God, en daarom kan ek vir jou sê, en daarom is ek 'n groot bedreiging vir baie kerke. Vir baie kerke, groot pastore het al gehardloop as hulle hier by my gestaan het. Ek gaan nog getuig daaroor. Daar was 'n pastoor gewees wat in sy kar ingespring het, toe ek hom vertel ek werk vir die Here. Toe rek sy oë so toe en spring in sy kar en hy jaag weg. Ek weet nie, maar kom ons bly hier so by die getuienis. So ja, en ek is nie 'n gevaar nie. Al wat ek doen, ek praat die waarheid en ek vertel vir die mense, luister, as jy droog maak, maak jy droog, en ek gaan vir jou aanvat daaroor. Prys die Here, dit is wie ek is. Okay, dit is op 'n bo-natuurlike manier, hoe die Here vir 'n mens deurkom, en hoe die Here getrou is, om saam met ons te wees. Luister wat ek sê, mense, hierdie woorde moet in jou hart val, hoe die Here getrou is, om saam met jou te wil wees. Moenie dink, as jy teer robbertye gaan, moeilike tye, dat die Here jou gaan los. Moenie dink, as dit maklik gaan, dat die Here jou gaan los. Moenie dink, as die winde waai, dat die Here jou gaan los nie. Louise kan ook vir julle vertel, ons gaan deur baie testings.
Maar weet jy wat? Hoe getrou is die Here aan sy woord, saam met ons deur hierdie ding. Selfs in hierdie wintermaande. Hoe getrou is die Here. En dan besef 'n mens, God is baie goed. Nie net woorde nie. Hy's goed vir ons. Hy's goed vir my en vir my vrou. Hy's goed vir ons kinders. Hy's goed vir ons kleinkinders. Hy's goed vir ons gemeente. Hy's goed vir ons, vir almal wat opkom saam ingeskakel. Hy's goed vir ons. Sy genade is overwhelmed vir ons. Ai mense, ek wens ek kan baie vir julle vertel, man, ja. Jy weet, soos ek gesê het, want hoekom? Want die Here het in my posisie, het die Here homself, luister wat ek nou vir jou sê, het die Here homself my bron gemaak. Nie 'n kerk nie, nie 'n ryk man nie. God is my bron. Ek kyk nie na mense nie, ek vra mense niks nie. Ek het nog nooit vir iemand gesê, luister jy, ons soek geld, of julle sal sien, ek het nog nooit, Eddie, jy ken my, hoeveel keer het ek al my bankrekeningnommer opgesit? Ek gee dit vir niemand nie. Het niks met niemand uit te waai wat in my bank kan gaan. Wat saak maak is, dat jy by God uitkom, my in Jesus dien. Want hy is my bron. Hy is die een wat my rekening aan die gang hou. Hy is die een wat my voorsien. Hy is die een wat met my is. As daar 'n probleem is, dan praat ek met die Here, nie met jou nie. Ek praat met die Here. Hy help my met die probleem. Hy is my bron, hy is my God. Hy is my werkgewer, maar hy is ook my God. Hy is ook die Here, en daarom is daai lied wat ons sing, hy is waardig om die boek op te maak, yes, maar vir my is dit hy ook waardig om die Vader genoem te word. Want al die eer en al die lof kom net hom toe. Hy alleen, luister wat ek vandag vir jou sê, hy alleen is my bron. Dat is niemand, as God nie deurkom nie, mense, luister wat ek vir jou sê, kan kom saam nie hardloop nie. As God nie deurkom nie, dan val hierdie kerk plat. Ons het nou, ek het al hoeveel keer al getuig, 6 maande terug, het ons meer as 1 jaar en 'n half, al die lidmate, hier was niemand nie, vir 'n hele jaar en 'n half was hier niemand nie. En ek het nog steeds staandig bly. Hoekom? Want ek nog steeds my bron aan vasgehou. Ek het nie gekyk na die leesstoele nie. Ons was nog steeds op die netwerk. Ons is nog steeds aangegaan. Nee, was hulle nie man. Ek het nie 'n saak met niemand nie man. As hy nie wil kerk toe gaan nie, dan is dit maar sy probleem, maar ek sal preek vir hom op die internet. Halleluja. Hy sal hoor hy het sonde is sonde en hy moet tot bekering kom. En werklike bekering. Halleluja. En ek gaan nie sonde goed praat nie. So ja. Wow, God is net goed. En vir die Engelse mense, God is so real. Halleluja. Die Afrikaanse mense maar wonder wat ek nou net gesê het. Okay. Want hoekom sê ek dit? God is so real. Want ek sê nie die Bybel nie, ek sê ek noem dit God in aksie. Dis om God in aksie te sien. Dan besef 'n mens, my lewe voel soos 'n droom. Ek leef daaraan, ek is daarin, ek is in hom, ek is met hom, en so is die Here dan saam met ons. Ekskuus, ek nou so slat te spring die rekenaar. Wow, die meisie het nou gehoop. Okay, en dan besef 'n mens, maar die Here is saam met ons. En Jesus leef, Jesus leef. Dis nie net 'n naam nie, dis 'n werklikheid. Hy het opgestaan, die graf is leeg, en he's the King of Glory, maar hy is ook die koning van my hart. Hy is ook Jesus wat in my is, saam met my. Want die woord sê vir ons, hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. So hy is met my. God is vir ons. Dit is waaroor my getuienis gaan. My getuienis gaan oor niks anders dan nie. God is vir ons. Luister wat ek nou vir jou sê. Geen belofte is te groot nie. Geen las
is te swaar vir God nie. Geen krag is te min vir God nie. Geen ding kan hom ooit verhinder of terughou nie. Mense, verstaan hierdie konsep, verstaan hierdie woorde net. Geen ding kan God verhinder nie. Mense kan vir jou sleg praat, mense kan jou verhinder, maar gaan probeer by God my sleg praat. Hy gaan my nog steeds seën, man. So what, as jy my, so ek worry nie as hulle dit doen nie. So ek worry nie. So, niks kan sy liefde verhinder vir my nie. Niks. God se seëninge, niemand kan dit stop nie. Ek kan nie God se seëninge stop as hy vir julle wil seën nie. Ek kan nie daaraan interfereer nie. God gaan dit nou nie terughou nie. Hy gaan dit nog steeds vir jou gee. Niks kan dit terughou nie. Geen liefde kan ooit verdwyn nie. Dit is wat ek vir jou wil sê, man. Geen liefde kan ooit verdwyn nie. Halleluja. Oh, liefde van Jesus. Halleluja. Prys die Here. Want God is liefde. God is die liefde van self, man. Hy is nog steeds die God, maar ook die Vader. God wat daar is vir my elke dag, elke oomblik, is daar vir jou ook. Al wat jy moet doen. Ek het gisterand 'n liedjie gespeel. Praat net 'n bietjie met Jesus. Moenie altyd sê, Here, ek sou wurmpie nie. Die Here het nie wurmpies gemaak om hom te dien nie. Die Here het jou gemaak. Hy het jou net weinig minder gemaak as die engele. God ag jou hoor. Paulus sê uitdruklik in die woord, moenie jy die agting minag nie. God ag jou hoor as wat jy ooit besef. Hy's daar vir jou. My broer, my suster, God is daar. Luister wat ek sê. God is daar, hy het jou lief. God het jou lief. Begin sy liefde soek. Begin sy liefde soek in jou lewe. En onthou, sy liefde, dit is wat God vir ons gee van sy hart af. Dis nie net woorde nie, die liefde kom uit sy hart uit vir ons. Wow, ek wil dit hê. Yes. Sy liefde wat ons elke oomblik, elke minuut, elke sekonde van elke dag so lief het. Wow. En dan kan 'n mens besef, dit is die ware liefde van Jesus Christus. Halleluja. Nou kom ek begin nou verder getuig en nou kom en ewe skielik begin hy daar ook nou nader kom en die Mighty Men Conference van 2009 kom nou vroeg in April maand, ja, kan nog so 'n bietjie getuig. En die tyd het begin aanbreek om saam met die manne plase toe gaan. Onthou, ek was nog nooit daar nie, ek het net die vorige jaar het ek gelees daarvan, ek ken die Mighty Men stories nie, ek weet nie wat daar aangaan nie, maar my begeerte was om saam met die manne te wees om God te verheerlik. Dit het oor niks anders te gegaan nie. Dit het nie gegaan oor wie dit aanbied of oor dit nie. Dit het gegaan oor, Here, ek wil saam met die manne daar wees. Ek wil saam met soveel manne wees om U te dien, te loof en te prys. Wat 'n amazing idee. Om te dink al die manne, elkeen het 2 arms of die en hulle kan hulle hande en ek gaan deel wees daarvan. En hulle gaan hulle knieë buig en ek gaan deel wees daarvan. Dit was my begeerte. En die maandag kry ek 'n oproep en hier kom Jay nou van vereniging af deur. En hy sê vir my, luister hierso, ek gaan jou woensdag aand kom haal, want ons wil die donderdagoggend, baie vroeg, dan wil hulle begin 'n deur ry en hulle wil teen die middag se kan daar wees, sodat ons van die pad af is, en dat ons kan begin, maar kyk waar gaan ons plekkies kry, en ja, want die paai kan die Vrydag baie erg wees. So ja, en ek sê nie eens reg, ons maak so, maar, en hy sê ook, dan kan ons goeie plekkies uitkies, terwyl daar nog nie baie mense is nie, ons kan kies waar ons wil staan, en jy weet, en al die dinge, en yes, en so ek sê nie eens reg,
So, ons weet daar gaan baie mense opdaag, want dit is my begeerte om saam met daai mense te wees. So, ek bid laat daar baie gaan wees, want ek wil deel wees van baie. So ja, so stem ek in en hy sê nee, okay, hy sal my Woensdag aan dan net kom optel. So, ek sit die telefoon neer, toe ek die telefoon neersit, vra Annetjie vir my, luister hierso, ek hoor dit is jy, ek sê ja, ek sê maar my tas is lankal al klaar gepak. Daai eerste aand toe hy al gebel het, toe hy vir my gesê het of gevra het of ek wil saamgaan, toe is my tas al gepak. Toe het hy my klere wat sy so soek, is lankal ingepak vir die naweek om weg te gaan. So ek is net gereed, dis net 'n kwessie van my beddegoed moet net bygekom en so ja, my kussing en so ja. So ja, ek is lankal gereed gepak en gepolish vir die naweek. So ek sien uit, ek het 'n opwinding, binne my hart brand ek het 'n branding om jy weet as 'n mens net kan besef, op die einde was daar 160,000 manne gewees. En net om te dink, 160,000 en almal het hulle knie voor een God gebuig. Dit is wat ek wou beleef. Almal het hulle hande in die lug gesit en halleluja's gebring aan een God, die lewende God van Israel. En ek was deel daarvan. En dis waarna ek uitgesien het. En ja, so my hart is aan die brand. So, jy weet, ek sê, dis 'n wonderwerk wat daar plaasgevind het. Hoekom? God reël vir my, luister wat ek vir jou sê, nie 'n mens nie. Al het jy my gebel, dis nie 'n mens wat dit gereël het nie. God het die naweek vir my gereël. Hy het gereël dat jy my kom optel. Hy moet vir my deurvat na die plaas toe. Hy moet my slaapplek gee. Hulle moet my dik voer. Hulle moet my kos gee. En alles. En onthou, ek het nie inkomste nie, die Here weet dit. En die Here weet, ek het niks om by te dra nie. En hulle gaan my ook terugbring. En al wat ek hoef te doen, wat hy gesê het, ek moet net saam gaan. Alles word betaal, die petrol is gedek en alles is gedek, die ingang is gedek, alles is gedek. Nou dan noem 'n mens dit 'n naweek wat deur God bepaal is. Dis 'n naweek wat ek in Jesus is, saam met die Here, deur ons Vader wat dit gereël het. Dit gaan 'n naweek wees in die Here. Dit gaan nie 'n naweek wees vir 'n mens nie. Dis nie waarna hoekom ek wil soontoe gaan nie. Dit gaan 'n naweek wees in God. En wow, net om te dink, God het dit gereël. God het dit gereël. Wow. So ja, ek lyk my tyd al my in, man. Ja, pragtig. Prys die Here. Julle sal moet volgende week inskakel weer vir die ander tyd. So ja, kom ons speel dan nou 'n song. Ja, ek weet my getuienis is baie groot. Miskien praat ek baie. Maar ek hoop ek bemoedig julle. Ek hoop julle leer iets hier uit. Ja, ek moes baie dinge leer. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Prys die Here. As U spreek my God, help my om ooit te hoor. Amen. As ek trane stort, weet ek, U droog dit af.
dieper te ken. Bring my nou nader aan die Here, o my God. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Leer my dieper ken. Ek wil die dieper ken. Leer my dieper ken, o Here, my God. Prys die Here. Leer my dieper ken, o Here, my God. Prys die Here. Halleluja. Leer my dieper ken, o Here, my Prys die Here. Amen en amen en amen. Here Vader, ons het vanaand baie dankie Here weer vir 'n geleentheid gehad op die platform van Kom Saam waar ons kon getuig het van die goedheid, die guns, die genade, die liefde, die barmhartigheid, die goedertiere. Dankie Here dat U 'n werklike God is en 'n God is wat daar in ons lewe wil wees, elke sekond, elke moment, elke tree. En Here, dankie dat ek net kan getuig van U goedheid en hoe werklik U in my lewe is. En Here, ek kan oor niks anders te praat nie. Here, in Jesus naam. Here Vader, ek vra Here dat hierdie getuienis sal wyd en suid gaan, dat hy oos en wes sal gaan, dat hy by die regte persone moet uitkom en dat hulle sal luister Here, dat dit ook hulle sal stig, hulle sal opbou, sal inspireer en dat hulle ook sal aanmoedig om 'n verhouding met U te hê en te besef dat ons God is 'n God van lewe en krag en mag en heerlikheid. En Here, laat Jesus hierdeur verheerlik word, die Heilige Gees eer kan kry in Jesus naam. Here, seën hierdie getuienis, selfs op YouTube. Here, ons sien nou, daar is meer as 100 mense wat op YouTube luister, elke week na hierdie getuienis in Jesus naam. Seën elkeen wat inskakel, elkeen wat ingeskakel het, elkeen wat nog gaan inskakel en elkeen wat nog gaan luister in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Seën hierdie getuienis in Jesus naam. Amen en amen en amen. Mense, 1000 dankies dat julle ook vanaand ingeskakel was. Dankie vir julle dat ek kon getuig het. Dankie dat julle mooi geluister het, julle soet geluister het. En julle het 'n geseënde, mooi, wonderlike aand. En weet die Here is lief vir julle. 'n Mens hoef nie meer te wonder nie. God is 'n werklikheid. En mense, al wat ek vir jou kan sê is, hou vas, alles is die moeite werd. Loof en prys die Here man. Loof hom, prys hom, eer hom, verheerlik hom. Hy het jou lief. En dan van my kant af gaan ek nou sê shalom en tot môre aand toe wat ons Here geloof en prys. So 'n geseënde, mooi, wonderlike aand. Shalom julle. Trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. En op daai noot van amen gaan ek nou sê, shalom julle, goeie nag, wees geseën, wees gegroet, dan tot môre toe. Good night.